Goeiemôre Suid-Afrika, 13 Mei 1400 die tyd van hierdie berig. En vandag praat ek nie regtig oor die Iran-oorlog nie, alles staan bietjie stil. Maar daar was 'n spesifieke vraag gevra van mense wat nie regtig weet nie. Wat is die impak van 'n nukleêre bom? Ons weet die oorlog gaan oor, president Trump wil seker maak, Iran kry nie sy hand op 'n nukleêre bom nie, want hulle sal dit beslis gebruik. Wat kan die impak wees? Hoe groot bom kan hulle bou? So, kom ek sê gou vir julle, met die 60% verrykte Iran wat hulle het en so aan, hulle kan dirty bombs begin bou en hulle kan 'n nukleêre bom bou. Nou kom ons gebruik net sommer die kleinste een wat jy kan kry. Die kleinste tipe nukleêre bom. Sommer net so 'n 10 kiloton bom. Daai bom is nie so groot, jy kan hom in die boot van jou kar dra. So met ander woorde, jy kan daai ding in 'n kar se boot sit rondry tot in 'n stad en hom detonate. En jy weet mos, suicide terroriste, hulle loop mos in 'n stad en hulle gaan detonate hulle self. So dit is baie maklik vir daai radikale moslim regime suicide terroriste kry, so 'n bom in 'n kar se boot te sit en om te ry in die middel van Londen in die middel van Amerika in iewers, want jy gaan nie weet daar's 'n bom in 'n ou se kar nie. So wat kan 'n 10 kiloton bom doen? Ek gaan dit vir julle sit in terme van Pretoria, baie mense ken Pretoria. Sê nou maar jy detonate 'n 10 kiloton bom in Pretoria in die middestad. Wat gaan gebeur? Okay, eers hy flash. Daar's 'n groot flash wat kom. Daai flash gaan mense blind tot so ver suid as Rooieskraal, so ver wes as Pretoria Wes, verby Pretoria Noord en Oos tot Ferry Glen van die middestad af. Daai flash gaan so helder wees, daai mense gaan almal blind word. Maar maak nie saak nie. Hulle gaan net blind wees vir 'n paar sekondes, dan is hulle dood anyway. Die explosion van die bom gaan onmiddellik 'n fireball so groot maak wat warmer is as die kor, selfs as die kor van die son, paar miljoen grade. Dit steek alles in die brand. Met die soos die ding expand, die explosion uitgaan, gaan sy shockwave in sy hittegolf uit. Die hittegolf en die shockwave wat uitloop, loop ten mag 1, ten die spoed van klank uit. So dit ruk geboue en goeders om. Ander woorde, klomp geboue val bo op jou kop. Glas vlieg oralste. Die skokgolf self neek jou binneste op. En dan ook die windspoed van die skokgolf kan tot 800 km/h reik. Maar die skokgolf sal uitloop so ver soos omtrent met 'n 10 kiloton bom. As jy in Pretoria se middestad is, dan gaan hy so 20 km radius uitloop. So hy gaan, as jy vat van die Pretoria middestad is, ver verby Pretoria Noord, in die ooste ver verby Ferry Glen, hele verby Pretoria Wes, suid tot verby Rooieskraal. Al daai kol gaan 'n direkte impak hê. 80% van die mense in daai area gaan dood wees. Die eerste omtrent 'n myl en 'n half van die impact zone van city center af, sal omtrent almal dood wees. Dit beteken die hele middestad van Pretoria gaan almal dood wees. Daarna begin die mushroom gaan ons ophoog. So hy vat saam met hom stof en al daai wat gemeng is met radiated particles. En waar die wind waai, as jy nou kyk van Pretoria af, gaan dit verby, as dit suidwaai, gaan dit verby Johannesburg tot by Vereniging gaan. Binne die eerste dag of 2. As dit wes gaan, sal dit definitief verby Hartbeespoortdam tot in die rigting van naby Rustenburg kom. Noord gaan dit tot verby Warmbad gaan en oos gaan dit definitief verby Witbank en Middelburg gaan. So daai stofwolk, soos die goed weer val, dis radiation op die grond. Nou almal in die onmiddellike omgewing in Pretoria, die hele Pretoria, gaan onmiddellik radiation siektes begin kry, want as jy binne daai eerste 20 km van die impact zone af is, en jy is in die regte rigting van die wind toe goed, gaan jy radiation siektes kry. Radiation sickness gaan sommer in die eerste paar ure begin uitkom. Die simptome kan erger raak teen 2 weke en baie mense gaan doodgaan daarvan. So, na die tyd, jy het miskien nie 'n bom survive, maar jy gaan die radiation siektes gaan jy. Dis as jy uit in die oop te was. As jy geweet het die bom kom, en jy kon onder die grond of binne 'n versterkte gebou gaan wegkruip
laat die bom ontplof en verbygaan, en jy bly daar vir ten minste 48 uur, beter tussen 48 uur tot 2 weke, dan is die kans dat jy daarna uitkom met jy radiation siektes gaan kry, is nog daar, baie lig, maar baie klein. Want die radiation versprei so vinnig, maar dit val vinnig af ook. Jy gaan as jy vir 48 uur, die eerste 48 uur nie oop lig buite was nie, en jy was in 'n impact zone, jy gaan siek word, maar jy gaan nie so erg, jy kan survive. Maar as jy buite was, en jy was in hy 20 km radius, dan is dit maar baie veel. As jy die explosion survive het, jy gaan radiation siektes van doodgaan. So dis die impak van een klein 10 kiloton bom. Nou moderne bomme wat hulle het deesdae, alle lande, Amerika, Frankryk, Rusland, Britannia, China, India, Pakistan, al die nukleaire lande, hulle het 100 kiloton bomme. Dink die impact. Sit jy 100 kiloton bom in Johannesburg neer, Johannesburg, Pretoria, alle omgewing, gone. One shot. En die war rates is nie so groot nie. En jy kan nog steeds 20-30 kiloton war rate in jou kar se boot laai. Dis hoe maklik dit is. Mietjie swaar wees, maar jy kan nog steeds, dis die size van die goeders. So, dis vir die wat baie mense my nou al gevra, hulle verstaan nie van wat regtig 'n impak van 'n nuclear bom kan wees nie, en wat kan dit doen nie. En dan obviously, daar waar radiation uit is, partykeer kan jy vir maande in jou omgewing terugkom, tot dit gemeng is en skoon. Kyk, soos die nuclear power plant daar in Rusland wat ontplof het, die kan nog steeds in die omgewing gaan nie. Selfs met die nuclear power plant in Japan, waar die tsunami oor is, jy kan nog steeds in die area gaan nie, van die radiation. So, dis die probleem met radiation agterna. So, dis die interessante een vir vandag. Wat maak 'n nuclear bom? Wat is die impact? So, nou weet jy hoekom kan die klomp terroriste nie kry nie. Baie dankie, ek is Monay Botha vir Koppel TV, geniet die dag.